Goeiemôre geliefde luisteraars. Ek is dankbaar om vandag weer saam met julle die woord te kan deel wat die Here op my hart gelê het. Die tema vir vandag is I was worth dying for, therefore he is worth living for. En toe ek die eerste keer hierdie woord gehoor het, het ek dadelik gedink dat ek gaan moet praat oor hoe ons lewe in Jesus se wonderdade moet weerspieël en hoe ons in oorwinningskrag van Jesus Christus moet lewe. En alhoewel al hierdie dinge waar is dit nie wat die Here beplan het vir vandag nie. Ek wil vir ons lees Lukas 1 vers 13 tot 17. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaamheid tot gesindheid van die geregverdiges, om vir hom 'n toegeruste volk te berei. Dit was vir my vreemd, dat die Here vir my hierdie woord gee, I was worth dying for, therefore he is worth living for. En dan lei hy vir my na 'n skrifgedeelte waar dit handel oor Johannes die Doper se geboorte. Want Johannes die Doper het gesterf voor Jesus se kruisiging. Maar as ons gaan kyk na Johannes se lewe, dan sien ons hy het sy hele lewe ingesteld gewees om alleenlik sy roeping uit te leef, om die weg voor te berei vir die koms van Jesus. En hierdie gedeelte in Johannes stel dit vir ons so mooi, hoe Johannes nog voor sy geboorte geroep was om afgesonder te word, dat hy hom moes weerhou van die dinge wat so natuurlik en normaal is in die samelewing. Hy is voor geboorte geroep om 'n vreugde en 'n blydskap te wees. Maar ek wonder of hy werklik 'n vreugde en 'n blydskap was vir almal. Duisende het wel hierdie vreugde ontvang van bekering, wat gekom het om deur hulle sondes te bely en neer te lê. Maar so ook was daar koning Herodes, wat nie die vreugde gevind het in die waarheid nie. Hy was so offended in die waarheid, dat hy vir Johannes in die tronk gegooi daaroor. Baie van ons besef dat ons is nie soos ander nie. Daar is so 'n bietjie van 'n weirdheid aan ons, wat maak dat ons nie so lekker inpas in die samelewing nie. En dit veroorsaak soveel seer, want mens voel verworpe en ongeliefd. Die waarheid is dat ons is nie geroep om in te pas nie. En dalk het 'n engel nie aan ons ouers verskyn nie, maar dit neem die weg daarvan, dat God in moederskoot al jou geroep het om afgesonder te wees nie. En wanneer ons afgesonder is, laat dit ons toe om deur Heilige Gees gelei te word, deur heiligmaking. Efesiërs 1 vers 4 en 5 som dit vir ons so mooi op. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om as kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. God het ons uitverkies nog voor die grondlegging van hierdie aarde, nog voor hy hierdie pragtige aarde waarin ons leef geskape het, het hy reeds vir jou en vir my by ons naam genoem, en gesê, hier is my geliefde kind, in wie ek welbehae het. En wanneer ons na onsself kyk, dan sien ons al die gebreke en tekortkominge. Maar hy kyk na ons deur die lens van Jesus Christus,
wie gesterf het vir ons sonde. Omdat ons dan Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, dan word ons ook disippels van Jesus. As sy disippels begin ons lewe van being set apart, van afgesonder wees. Soos wat Johannes die Doper sy lewe gerig het, tot eer en verheerliking van sy koning en sy God, so ook behoort ons nader en nader aan God te beweeg deur die proses van heiligmaking. Ons lees 1 Tessalonisense 4 vers 7. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En dan in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel geheilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As ons kyk na hierdie twee gedeeltes, dan sien ons die een is geskryf deur Paulus, die apostel wat afhanklik die Christendom vervolg het, totdat hy self daar 'n persoonlike ontmoeting gehad het met Jesus. En die ander een is geskryf deur Petrus, die disipel wat vir 3 jaar lank daagliks saam met Jesus gewandel het en 'n verhouding gehad het met Jesus, maar tog steeds vir Jesus verloon het, die oomblik toe die druk te veel geraak het. Beide hierdie manne, wat so 'n geweldige, verskillende geaardheid en agtergrond gehad het, en later ook verskillende bedieninge gehad het, maar beide van hulle het 'n nederige erkenning geweet, wat Christus vir hulle gedoen en beteken het. En beide van hulle bring hierdie klem daarop, dat hoewel God na ons kyk deur die lens van Jesus Christus wat skoon en rein is, het hy ons nie geroep om in onreinheid ons lewenswandel te aanwandel nie. Hy het ons geroep tot heiligmaking, om heilig te wees, want hy is heilig. Hoe begin ons dan met heiligmaking? Kyk jy na jou lewe en maak jy 'n lys van alles wat verkeerd is, sodat jy stuk daarvan aan kan begin werk, totdat jy op die dag kan voel dat jy heilig is? Nee, daarom nie. Jesus sê in Matteus 5, dat heiligmaking begin in die hart. En ek lees vir ons vers 25 en 28. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk en wat na haar begeer, reeds in sy hart met daardie egbreek gepleeg het. Wat hierdie deel vir ons sê, is dat ons kan om ons rondkyk en sonde identifiseer. En ons kan selfs onsself en ander veroordeel, wanneer ons sien die fisiese uitvoering van sonde met die oog. Maar dit wat ons sien, is bloot 'n manifestasie van dit wat in die hart is. In Matteus 23 is daar 'n lang gedeelte waar Jesus die fariseërs vasvat oor hulle voorskrifte en hulle tradisies, omdat dit vir hulle belangriker is om by hulle voorskrifte en reëls te hou, as om 'n verhouding met God te hê. En dan is daar 2 verse wat so mooi aansluit by ons boodskap van vandag, vers 25 en 26. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan kom. Vir heiligmaking om plaas te vind, is daar iets binne in ons wat moet verander. 2 Korintiërs 3 vers 15 tot 18 sê, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na daardie selfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En vers 15 verwys dalk hier na die Ou Testamentiese wette wat God aan Moses gegee het. Maar ek wil ook 'n vergelyking tref tussen daardie reëls en wette en die reëls en regulasies wat deur die samelewing vir ons voorgeskryf word. Ons lewe moet 'n sekere riglyn volg, anders word ons uitgewerp en is ons heeltyd onder veroordeling. Dit plaas swaar kleed van skuldgevoel oor ons. Dit maak ons voete vas met kettinge van veroordeling. En wanneer iemand dan die woord heiligmaking noem, dan voel dit asof daar net nog iets is, wat 'n stok is wat ons gaan kom slaan. Maar die woord van God sê, dat wanneer ons bekeer, dan word al die bedekkings gelig, die kettinge word gebreek, en ons is vry. Vers 17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Wanneer ons bekeer, en ons nooi die Heilige Gees van God, om in ons te kom woon, dan kom hy, en hy kom maak ons vry, van al daardie vorige veroordelings, waaronder ons gestaan het. Wanneer ons dan in die spieël kyk, dan kan ons die heerlikheid van God sien. En dan is dit belangrik om in volle oorgawe oor te gee, en toe te laat, dat Heilige Gees ons lei in elke dag se besluite, groot en klein. Ons moet nie van hom wegskram, vir daardie besluite wat ons dink, hy dalk nie met ons gaan saamstem nie. Volg in gehoorsaamheid sy stem, want hy lei jou in heiligmaking, nie met 'n stok van veroordeling nie, maar met 'n sagte stem van liefde, van binne jou hart. Die pad van heiligmaking is nie altyd maklik nie. Paulus beskryf in Romeine 7, vers 18 tot 23, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil, is by my afwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie werk wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde wat in my lede is. Daar is dus daardie stryd hier binne in ons, tussen ons eie wil, wat die vleeslike vreugdes van die lewe wil aangryp, en die Gees wat hier binne in ons is, wat ons wil lei na vryheid. Ons moet gehoorsaam wees, en die stem van die Gees van God volg, wat ons lei na vryheid. Ek wil weer terugkom en terugverwys na Johannes die Doper. Voor geboorte was hy geroep om afgesonder te wees vir die koninkryk van God. Sy lewe het die wil en die werke van God weerspieël. En ons hoef nie ons almal te gaan afsonder in die wildernis nie. Maar daar moet 'n mate van afsondering wees, want ons lewe kan nie lyk soos die res van die lewe nie. En soms is dit 'n eensame pad, en dit voel onmoontlik. Maar weer eens kom Paulus en hy kom bemoedig ons in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou,
dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Heilige Gees het 'n werk in elkeen van ons harte begin, en hy gaan ons nie los nie. Hy gaan nie langs die pad opgee op ons nie. Sy skouers optrek en sê hy kan nou nie meer nie. Hy gee op. Tot die dag van volëinding sal die Gees binne in ons woon en aanhou om ons te bemoedig en ons te lei. Wil jy nie maar vandag vir Heilige Gees opnuut innooi nie? Hy is jou ewige vriend, wat jy nooit gaan alleen los nie. Jy kan op hom vertrou. Want Jesus het na jou en na my gekyk, en daar was soveel liefde in sy hart. We were worth dying for. En daarom kan ons vandag die besluit neem om Heilige Gees in ons hart in te nooi en te sê, Here, help my om my lewe in te rig volgens U wil, want Here, I was worth dying for, and therefore You are worth living for. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord wat U met ons kom deel het. Dankie Here dat U ons lief het. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat U U lewe afgelê het aan die kruis. Dankie Here dat U vir ons U vertrooster gestuur het, U Heilige Gees wat hier in ons kom woon, sodat ons nooit verlate en wees hoef te wees nie. Here, lei ons op hierdie pad van heiligmaking, sodat U verheerlik kan word deur hoe ons lewe. I was worth dying for. You are worth living for. Word verheerlik, Here, wanneer U my vul met die Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat ek vandag my lewe, my gedagtes, my emosies en my besluite kan kom surrender aan U. En U kan innooi om beheer te neem van elke aspek van my lewe. Ek kan bid U, Here, vir U volmaakte liefde en U volmaakte wil vir my lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen.